Geliefde broer en suster in ons Here Jesus, ons weet, God het vir homself 'n spesiale volk uitgekies. En aan hulle het hy 'n spesiale land beloof. Nou is dit baie belangrik, waar is hierdie land? En dit vat ons natuurlik weer terug na God se wonderlike beloftes aan Abraham in Genesis hoofstuk 12. Die Here het vir Abraham gesê, gaan weg uit jou land, weg van jou familie en jou ouerhuis, na die land wat ek jou sal wys. En ons weet, dit is die land Kanaan. Ek sal jou 'n groot nasie maak, ek sal jou seën en jou naam groot maak, sodat jy 'n seën sal wees. Ek sal hulle seën wat jou seën, maar wie jou verwens, sal ek vervloek, en deur jou sal al die groot families of nasies van die aarde geseënd wees. Ons weet, God se volk is Abraham en sy nageslag. En die beloofde land is die land Kanaan, die land van melk en honing. Ons weet ook, God bly altyd getrou aan sy beloftes. En daarom, toe sy volk Israel destyds in Egipte slawe was, vir 'n baie lang tyd, het God sy verbond en sy beloftes nie vergeet nie, en hy het 'n reddersfiguur, Moses, gestuur, om hierdie einste volk na die beloofde land Kanaan te lei, uit die slawerny van Egipte. Maar nou moet ons bietjie besin, hoe raak hierdie wonderlike beloftes vir my en vir jou? En jy sal onthou, in die eerste aflewering het ons bietjie gekyk na die vraag, wie en wat en waar is Israel vandag? En ons het gesien dat die kinders van Abraham nou, na Jesus se koms en sy werk aan die kruis en die opstanding, nie beperk is tot die fisiese nageslag van Abraham nie. Met ander woorde, dis nie beperk tot die etniese Israel nie. Maar dis nou almal wat aan Jesus behoort. Ek herinner jou net weer aan Galasiërs 3 vers 7, waar Paulus sê, besef dan, die mense wat uit die geloof is, die is kinders van Abraham. Maar nou moet ons 'n bietjie verder gaan. En vandag wil ons bietjie nadink oor, wat is die beloofde land, of waar is die beloofde land? Is dit nog steeds Kanaan en die aardse Jerusalem, daar in die moderne staat Israel? Wel, dis hier waar die 1 Petrus brief aan ons kosbare insig te gee. Kom ons kyk 'n bietjie saam daarna. Die 1 Petrus brief is geskryf aan die vreemdelinge in die diaspora. Petrus, 'n apostel van Jesus Christus, aan die vreemdelinge van die diaspora in Pontus, Galasië, Kappadosie, Asië en Bithynië. En dan gaan hy verder aan. Nou, die term diaspora is normaalweg gebruik vir die Jode wat buite hulle land oor die wêreld heen verstrooi en versprei was. En dit bring ons nou by die vraag, skryf Petrus nou hierdie brief vir etniese Jode, of skryf hy dit slegs vir Christene wat uit die Jodendom gekom het? En die antwoord is nee. As jy verder in die brief lees, dan sal jy sien, ons kry 'n groot verrassing. Hierdie brief is gerig aan Christene wat uit 'n heidense, met ander woorde 'n nie-Joodse agtergrond kom. Ja, dis mense wat oorspronklik nie deel van God se etniese volk Israel was nie. Maar nou,
deel geword het van God se volk. Kyk saam met my na 1 Petrus 2 vers 9 en 10. Julle, met ander woorde, dis nou die persone vir wie hy hierdie brief skryf. Julle egter is 'n uitverkore geslag, 'n koninklike priesterdom, 'n heilige nasie, 'n volk wat aan God behoort, sodat julle die deugde kan verkondig van hom wat julle uit die duisternis geroep het na sy wonderlike lig. Julle wat eers nie 'n volk was nie, maar nou volk van God is, wat eers nie ontferming ontvang het nie, maar nou ontferming ontvang het. Ek dink jy sal met my saamstem, hierdie is merkwaardige woorde. En om die gewig en die betekenis hiervan te verstaan, moet ons nou weer teruggaan na die uittog uit Egipte, toe God sy volk na die land Kanaan gelei het. En ons weet, God het sy volk gebring na die berg Sinai, waar hy met hulle 'n verbond gesluit het. En luister nou net, wat beloof God aan hulle in Eksodus 19 vers 5 en 6. As julle dan nou getrou luister na my stem en my verbond nakom, dan sal julle onder al die volke my persoonlike eiendom wees, al behoort die hele aarde aan my. Vir my sal julle 'n koninkryk van priesters en 'n heilige nasie wees. Dit is die woorde wat jy aan die Israeliete moet oordra. Luister nou net weer na 1 Petrus 2 vers 9. Julle egter is 'n uitverkore geslag, 'n koninklike priesterdom, 'n heilige nasie, 'n volk wat aan God behoort. Kan jy hoor? Kan jy hoor? Merkwaardig. Presies dit wat God by Sinai beloof het aan die volk Israel, wat hy uit Egipte gelei het, word nou hier van toepassing gemaak op Christene wat uit die heidene nasies kom. Ja, hulle was op 'n tyd nie God se volk nie, maar nou is hulle God se volk. Luister weer na vers 10. Julle wat eers nie 'n volk was nie, maar nou volk van God is. Ja, hier kry ons weer 'n baie duidelike, onomstootlike bevestiging. God se volk, die kinders van Abraham nou, is nie die etniese volk Israel nie, maar almal, Jood en heiden, wat nou aan Jesus behoort. Maar goed, ons wil vandag spesifiek praat oor die land. Wat nou van die land wat aan God se volk beloof is? Die volk van God wat hy uit Egipte verlos het, sy erfdeel was Kanaan, die beloofde land. Maar wat is nou vir my en vir jou? Die erfdeel van die kinders van Abraham wat aan Jesus behoort. Nou Petrus is baie duidelik hieroor. Hy praat trouens in gloeiende positiewe terme van hierdie kosbare erfdeel wat op God se kinders, met ander woorde die ware nakomelinge van Abraham wag. Luister bietjie, hoe beskryf hy dit terwyl hy God daarvoor loof. En ons kry dit in 1 Petrus 1 vers 3 tot 4. Lofwaardig is die God en Vader van ons Here Jesus Christus. Dit is hy wat ons in sy groot ontferming deur die opstanding van Jesus Christus uit die dood opnuut verwek het, sodat ons 'n lewende hoop mag hê.
op 'n erfenis wat nooit vergaan, besmet word of verwelk nie, en wat in die hemel vir julle in bewaring gehou word. Dis so belangrik. Niks kan met hierdie erfenis gebeur nie. Dis nie in die weegskaal nie. Dis nie onseker nie. Dis 'n erfenis wat nooit vergaan, besmet word of kan verwelk nie. Nou hoekom gebruik Petrus hierdie terme? Hier is iets baie opvallend. Petrus kies die woorde onverganklik, onbesmet en onverwelklik baie noukeurig. Wat ons hier kry is 'n doelbewuste kontrastering met die destydse land Kanaan, wat deur die fisiese nageslag van Abraham geërf is. Kom ons kyk net bietjie na hierdie kontras. In teenstelling met die aardse Kanaan, is die Kanaan van die volëinding onverganklik. Met ander woorde, onvernietigbaar. En as jy nou terugdink, sal jy onthou, die aardse Kanaan is dikwels verwoes en geplunder deur Israel se vyande, juis as gevolg van hulle sonde. Ja, die beloofde land was baie kwesbaar. En nou wil Petrus vir ons sê, ons hemelse erfenis daarenteen is onaantastbaar, veilig, onvernietigbaar. Geen duiwel, bose mag of watse vyand ook al kan daar skade aanrig nie. Daar's geen krisis, ekonomiese krisis, inflasie of wat ook al wat dit kan verwoes nie. Dis veilig. Ons ewige erfenis is ook onbesmet. Nou dit was juis die tragedie met Kanaan, die etniese Israelse erfenis. Want Israel het met hulle afgodery en hulle sondige praktyke hulle erfenis Kanaan besmet en besoedel. Ja, die destydse volk Israel het nie mooi gewerk met hulle erfgoed nie. Hulle het dit nie opgepas nie, maar dit bemors deur hulle onrein afgode. Ons kry verwysing daarna in Jeremia 2 vers 7 wat die Here sê, ek het julle gebring na 'n land met boorde om die vrugte en die goeie daarvan te geniet. Maar julle het ingekom en my land verontreinig, onrein gemaak, besoedel. Van my eiendom het julle iets afstootliks gemaak. In teenstelling met die aardse Kanaan is ons erfenis onverwelklik. Dit sal nie uitdroog en verdor, soos Kanaan destyds onder God se oordeele verdor het, weens die sondes van die volk nie. Dink nou maar daar in die tyd van Elia, toe die Here daai geweldige droogte gestuur het. Jesaja beskryf God se oordeele oor die land van Kanaan en sy mense as gras verdor en 'n blom verwelk, wanneer die asem van die Here daarop blaas. So om dit saam te vat, as ons nou na hierdie kontras gekyk het, sien ons etniese Israel het maar net die aardse Kanaan as 'n voorafskaduwing ontvang. Ons ontvang die volmaakte hemelse vervulling daarvan.
Ons het nou gesien, Israel se aardse Kanaan was maar baie gebroke, juis vanweë Israel se sonde. Ja, die geskiedenis leer vir ons dat die land Kanaan 'n kwesbare besit was. Maar ons ewige erfenis kan nie vernietig of besoedel word nie. Dis 'n hemelse erfenis. Petrus stel dit duidelik hier, hierdie erfenis word in die hemel vir ons bewaar. Dit beteken nie noodwendig dat ons nou fisies vir ewig net in die hemel gaan wees nie. Ons weet tog ons gaan die nuwe aarde erf en in God se teenwoordigheid woon. Hemel en aarde gaan as ware by mekaar kom. Maar dit gaan hier oor 'n beskrywing van die totaliteit van ons heerlike erfenis, ons volledige verlossing. Die hemelse Kanaan, God se beloofde erfenis, word vir ons as ware in die hemelse kluis bewaar. Dis bestand, dis veilig teen die bederf van die sonde en die bedreiging van alle ellende en dood. Ja, dis onaantastbaar veilig. Kom ons sê dit maar net weer. Geen bose mag of korrupte regering kan ons daarvan beroof nie. En geliefdes, dis so belangrik om dit in hierdie tye te onthou, in hierdie onstuimige, onsekere tye wat ons plaaslik en internasionaal beleef. Kind van God, ek wil jou graag bemoedig deur hierdie woorde. Onthou, jy is 'n kind van Abraham. Jou ewige erfenis kan deur niks en niemand op aarde aangetas word nie, al gebeur daar nou ook wat. Want ons erfenis is nie enige land of eiendom op hierdie oomblik op hierdie verdorwe aarde nie. Ons erfenis is daarom ook nie die grondgebied van die moderne staat Israel nie. Nee, ons erfenis is 'n ewige, veilige erfenis. Maar weet jy, dis nie al goeie nuus in hierdie gedeelte nie. Nie net word ons erfenis vir ons bewaar nie. Weet jy, ons word deur God se krag ook vir ons erfenis bewaar. Vers 5. Ja, vir julle wat deur julle geloof deur die krag van God bewaar word vir die verlossing wat gereed is om in die eindtyd geopenbaar te word. Wat 'n geweldige troos weer eens. God se krag, hoor mooi, God se krag, die almagtige God, bewaar ons veilig, sodat ons ewige erfdeel in besit kan neem. Natuurlik beteken dit nie, ons is nou passief nie. God doen dit deurdat ons glo, via ons geloof. So ek en jy moet aanhou glo en vertrou op God ons Vader, ons Here en Verlosser Jesus Christus, deur die werking van die Heilige Gees. Ons moet aan hom gehoorsaam wees. Ek wil afsluit. Ek wil vir jou bid. Ek wil vir jou bid dat jou geestesoë verhelder sal word. En jy kan verstaan wat die hoop is wat God se roeping vir jou bied en wat die heerlike rykdom van sy erfenis vir jou, vir my, vir al die heiliges behels. Amen.